Goeiedag en welkom by Inspireer. Ons reis hierdie week rondom 'n tema wat ek glo die tweede belangrikste tema in die kerk vandag is. Nommer 1 bly altyd redding, maar nommer 2 is vergifnis. 1 Johannes 1 vers 9 sê die woord, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons het gister gepraat dat Jesus sy lewe kom gee het om my en jou vry te spreek, om my en jou te vergewe van ons sondes. Maar daar het ook nodig om 'n tyd in ons lewe plaas te vind, waar ek en jy en die ou mense het gepraat van 'n nat bekering, waar ek en jy met trane by God uitkom, waar ons besef, ons het eerstens teen die Skepper gesondig. Dit mag dalk 'n effek gehad het in ander mense se lewens, maar ons sondig ten eerste teen die Skepper God. En dan het ons nodig om in opregte berou voor God te kom en ons sondes te bely. En dan sê die woord, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die woord gaan so ver deur te sê, God dink nie meer aan my en jou sondes nie. Ongelukkig, en ek kies my woorde doelbewus, het ons groot geword met 'n ma of 'n pa of 'n oupa en 'n ouma, wat ons geleer het om te bid, en deel van ons standaard gebed is, Here vergewe ons sondes, of as dit 'n hoëgraad gebed was, Here vergewe ons menigvuldige sondes. Maar mag ek en jy op 'n plek kom, waar ons deur die oortuiging van die Heilige Gees bewus raak dat ek en jy teen God gesondig het, en daai met trane, met droefheid, met hartseer voor God bely, en dat jy vandag sal weet, dat wanneer ek in opregtheid, nie uit tradisie, nie uit gewoonte, nie uit 'n gebedjie wat ek geleer het nie, uit opregtheid voor God my sondes bely, sê die woord, wat die waarheid is, hy is getrou en regverdig, om my van alle ongeregtigheid te reinig. En daarvoor eer ons die Here vandag. Al die lof en al die eer kom hom alleen toe. In Jesus se mooi naam. Cheers.